Okay, so as jy in die mark vir 'n mielietafel, okay, dan is mens mos geneig om nou net na die groot market te kyk en al daai lot. Nou okay, ek praat met Frans hierso, 'n Wenstudo. Hierdie is 'n Bocuda Eagle. Eendag gaan ons hierdie woord mooi uitgespreek kry, maar so hierdie is 'n tafel wat ek nou nog baie vlak gekyk het en ek het regtig gedink, ja, hoe, wat, waar, die hele lot, nê. Nee. Ek en Dani het 'n bietjie met die ding gestroop en ek moet vir julle sê ek is beïndruk. Ons praat met Frans, hy gaan my bietjie meer deur die ding vat en luister hier, daai is 'n opsie om te oorweeg. Prysgewys, hy's lig en daai ding staan nie terug vir die res nie. Frans, hoe lyk dit? Baie goed om jou te Nee, wat? Doodstil rustig. Okay, so, hierdie tafel hier agter jou. Wenstudo, eerste ding wat ek by jou wil weet is, hoe lank bring julle al die goed in Suid-Afrika in? Ons in Wenstudo het ek sal maar sê ons partnership is al 26 jaar en die tafels is so 20 jaar wat ons hulle inbring. So dis al 20 jaar wat hierdie 20 goeders jaar wat die land tafels al inkom. in die land is. So dis nie nou 'n ding wat jy het gegaan en okay, wie wat, kyk wat agterkom party ouens doen mos, as hulle okay nee, daai tyd van die jaar en hardloop ek uit cashflow uit, so ek het 'n produk nodig om hom nou daarin te druk hier. Dis iets wat jy so gedoen het nie. Hierdie ding kom nou al jare, nê. Nee. Ja, hy kom baie jare en die groot ding is dit gaan maar oor die parte. Ons het tot nog parte op daai eerste tafels wat ons ingebring het ons nog op hulle radkasparte en omdat die goed dalk nie breek nie, ek weet nie, ek kan dit nie verklaar nie, is voor my tyd, maar ons het nog steeds van daai parte beskikbaar. Nou, verduidelik vir my die basiese beginsel agter die tafel, want ek dink daar's baie ouens wat hom nie ken nie. Ek dink dat die afgelope paar jaar het hy nou 'n bietjie meer bekendheid begin verwerf. Wat is die basiese beginsel agter die tafel? Chippy, dis 'n baie ligte tafel in die eerste plek. Hy's 'n baie eenvoudige tafel. Sy aandrywing, hy dryf van twee kante af aan met twee lang aste na die middelste karretjies toe. Ja. Hy het een aparte klats. Jy het ook 'n opsie wat jy klatses kan kry met aluminium radkaste en al sulke goed, maar vir Afrika hierdie werk die beste. Ons het 'n 3 jaar waarborg op sy radkas en ons het nie probleme op die radkaste nie. En dan jy het 'n intree level wat basies dis dieselfde tafel, hy het net droë aandrywingskettinge aan die kante. Ja. En dan soos hierdie ene en die hybride, ek sal maar sê 'n boks wat hom 'n stofboks wat net basies stof uithou met 'n bietjie olie in. En dan het ons op die Eagle is nou maar die vlaggenskap van die Bocudas. Hy het soos die van die ander stroopers en die ander make het hy lemme wat knip, so hy het 8 lemme op elke ry. So elke duim knip hy trend. Hy knip nie deur nie, maar jy kan hom stel ook dat hy nader is. Daai spasie is so 3 mm, hy kan so tot 1 mm gaan. En dan knip hy hom amper baie beter knip aksie wat jy weet ek en Dani het net nou gekyk daarso, jy kan duidelik sien waar hy daai ja, en dit help met jou verrotting veral op nou-til. Daar's baie boere wat hom ook nou maar koop. Omdat hy bietjie goedkoper is, kan lekker laag stroop. Sy verrotting is vinniger en hy plant weer daarin. Een van die goed wat my opval is, ek weet baie van die tafels hier by hom daarin vat daai stok. Dis mos 'n stokroller, né? Nee? Ja. Loop half, kan ek sê, loop typer, né? Nee? So hy trek amper eers die mielie aan die agterkant van die van die ding af. Hierdie ene lyk vir my of hy hom van voor af trek, maar trek nie nou dan die kop te vroeg af nie. Daar's nie tyd nie, jy kan bietjie vinniger stroop. So teen die tyd wat die kop onderkom, dan is hy op die agterkant van die tafel. Jy moet nie regte stroper hê. Een ding wat jy dalk sal oplet, hy het net 4 van hierdie slats op elke ketting. Yes. So veral vir hoë stand, dan gee dit die materiaal meer kans om deur te trek en dan jy weet dan net jy minder materiaal. Die groot ding gaan oor jy wil so min as moontlik materiaal deur jou stroper hê. Ja. Jy wil sy pens vol mielies hê. Dis die hele plan, nê. Nee. So hoe meer ek aan die agterkant kan los, hoe beter op die einde van die dag. Dis maar die groot ding.
So ek hoor wie jy sê, dan in plaas van dat hy amper goeders het wat opkoek en daai kant af afval, trek hulle nou van die begin af trek hulle deur en is net die koppe wat deurgaan. Ons het op die hybridas in die gewone serie 8 het ons die opsie van die typer stokrollerplaat. Ons het daai opsie, maar ons bestel hulle almal met 'n vol. Hy's van voor of hy het net 'n so 2 duim typer aan die voorkant en van daar af is hy reguit agtertoe. Nou, ek weet met nou van die ander tafels wat ek doen is altyd as ek nou tussen stroop of tussen seisoene haal ek maar die kettinge af, gooi hulle in olie, sit maar dieselfde tipe ding hierso. Hoe maak julle of is dit nie eens nodig nie? Nee, wat ons doen dit nie. Doen julle dit nie eers nie? Nee, ons doen dit. En hy werk nog steeds. Hy werk. Ons het spesifieke kettinge wat ons ook spesifiseer vir Suid-Afrika, die TC kettinge. Daar's ander make op die mark. Jy gaan goedkoper, jy gaan nou geld spaar, maar jy gaan later met ratte vervang. En dit het 'n uitwerking op jou bearings ook. Ons het dit laas jaar weer ervaar met van die goedkoper kettinge of die wat lokaal beskikbaar is. So wat jy my wil sê is dis die regte kettinge op 'n Die regte kruitla. ketting op jou pitch op jou ratte bly dieselfde, alles jou slytasie is baie minder. En gewiggewys, hoeveel ligter is hy as die ander tafel? Want jy kan sommer sien die tafel is lig. Weet jy, ek het nou nie die regtig kennis van die ander tafel se gewig nie, maar hierdie tafel is so 3.7 ton, 3.6 ton. So Ja, dis nie te bad vir 'n 12-ry nie, nee. 12-ry nie, ja. En dan kostegewys? Kostegewys so, kom ons sê so 15% dalk goedkoper. En dit is sy prys. Ek meen dit Dis nie asof jy nou 'n special of wat ook al. Nou hou ons 'n groot special nie. Dit is Venstiro, ons kry nog altyd goeie deals by Venstiro. Hulle bou so 30,000 ry-eenhede per jaar. En hulle is die grootste tafelvervaardiger in Brasilië. So ek dink dis nogal hulle verstaan al die tegnologie. Hulle het al skoolgeld betaal, ek Die sien. skoolgeld al betaal. En dan die een vraag wat ek jou in elk geval nie gaan vra nie, want ek weet wat die antwoord is het julle parte beskikbaar? So ek hoef nie daai vraag te vra nie, nê. Parte sal daar wees. Al wat ek wil weet is het hulle eie plekkie waar hulle gepak is. Elke part het sy eie rak en hy moet reguit lê. Uitstekend. Wag, voordat ons gaan. Sizes, wat se sizes kry ek om alles? Ons kry die tafels van 'n 45 cm rywyte Ja, tot ek noem dit nou maar boersize in Suid-Afrika. Dit wat jy binne in 'n chassis kan pas. So ons het 'n 24 ry 45 cm wat ons hom in kan kry. Jy kan hom groter ook kry, maar dan alles is vaste tafels. Jy weet, dis nie 'n opvouttafel nie. ja. En net ons bring maar net dit in wat in 'n container kan pas, want dit is ook maar vir die kostes. Ja, dit is ook maar net jy wil nou nie onnodig kostes aangaan vir daai tipe van goed nie. Daar is spesiale, jy weet, versoeke wat ons kry wat 'n boer rye wil uithaal en so aan, so ons het al daai opsies is beskikbaar in die rywyte wat jy wil hê. So as ek hier 'n skep wil doen, dan gaan jy my help. Kan help. Right, dit is Frans van Intract Trading. Okay, luister as jy in die mark is vir 'n tafel, hier's definitief een om te oorweeg. En die groot ding is, ek meen as hy sê hulle is al 20 jaar plus wat hulle die tafels inbring. Hulle het nie issues nie, anders sou hy nie vandag so gesmile het nie, nê. En wat ek jou wel kan sê is as jy parte soek, jy gaan op baie plekke sukkel, maar Intract is nie een van hulle nie. Dis hier waar vir ons spys af. Linkie bo of hier onder. Tot volgende keer. Groete.